Psalm 91. Ek sal baie graag as ons nog die tyd het eendag hierdie psalm wil oopmaak, want daar is baie dieptes hierin, wat ons nie in Afrikaans en Engels so mooi lees nie, maar dis 'n Hebreëse psalm gedig, wat ontsaglike dieptes behels. Ons sal kyk as die Here ons lei om eendag hierdie psalm te hanteer. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 in jou sy en 10.000 in jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op jou hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. So God het hier 'n stukkie vir ons gegee wat amper onpeilbaar diep is, maar ons lees dit maar net en gaan daar oor en lees hom in baie karre sit dit op hulle skerms en oral word dit geskryf in die huis. Psalm 91, dis ons beskerming. Maar hy beskerm weinig mense regtig, want ons verstaan dit nie. Ons verstaan hom nie regtig nie, maar ons sal daarby kom. Goed, die tema van môre is jy en jou engel. Dit mag dalk snaaks klink, maar die inhoud hiervan is baie mooi. Jy en jou engel. Ons lees ook hier dat die Here sê hy sal sy engel aangaande jou bevel gee, en dit het Satan aangehaal toe Jesus versoek het. Sy spring van die tempeldak af. Die Here sê mos hy sal sy engel aangaande jou bevel gee om te bewaar. Jy sal nie jou voete stamp en klippe stamp nie. So Jesus haal hierdie psalm aan en hy wys vir ons die dieptes daarvan ook in sy gesprekke. Maar goed, kom ons kom by die onderwerp van môre. Hier is 'n psalm wat die meeste misverstaan word. Psalm 91, Psalm 82 ook. Maar dit is nie jou skuld of wie se skuld nie, dit is maar net ons het nie die tyd altyd en die insig om hierdie goeders te ontgin uit hierdie klont goud wat God vir ons gegee het nie. Maar kom ons kyk net vinnig na ietsie. In hierdie eerste 2 tekste word daar 4 verbondsname van God in die Hebreëus genoem. En dit maak dit heeltemal anders. As ons dit verstaan en dit toeëien, dan begin die psalm sy krag in ons lewens bring. Goed, die eerste is Elyon. Dit is die naam van God wat sê, hy is die Allerhoogste. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit. Die naam is Elyon. En dit is 'n verbondsnaam wat die vertikale verhouding tussen God en mens vir ons oopmaak. Elyon. Die tweede verbondsnaam is El Shaddai, die Almagtige. Hy sal in die skaduwee van die Almagtige sit. Dit is nie net 'n skaduwee nie. Dit is die Almagtige wat oor jou kom. El Shaddai. Die almag van God is tot ons beskikking as ons in die verbond met God lewe. Dit word dan oopgemaak wanneer ons die verbond verstaan. Maar God gee dat ons weer daaroor kan praat later. Die volgende naam is JHVH. Dit word nie in enige taal vertaal nie, dit is so in die Bybel en so moet dit wees. Daar is nie 'n naam soos Jehovah of Yahweh in die Bybel nie, dit verstaan glad nie. Hulle sit maar vokale hier tussenin om die mense te bedrieg. Maar hierdie naam is die naam van Jesus.
In Genesis 1 vers 1 word hierdie naam genoem, die naam van Jesus. En in Exodus praat hy met ou Moses en hy sê, ek is wat ek is. Dis sy heiligste verbondsnaam, JHVH. Geen mens ken die werklike uitspraak van daai naam nie. Die naam was so heilig, dat die Israeliete of die Jode, as daar papier op die grond lê, nooit daarop sal trap nie. Want hulle is bang, hierdie naam staan op die papier aan die onderkant en jy trap op God se naam. En hulle was so bevrees, hulle het soveel vrees vir God gehad, heilige ontzag, dat dit was hulle manier van lewe. Goed. Die volgende naam is Elohim. Nou, die persoonlike voornaamwoord is my Here. En in Hebreëus is dat Elohai, dit beteken, dis my God, dis my toevlug op wie ek vertrou. So hierdie name word gegee aan God se verbondskinders. En as jy die Psalm lees en jy verstaan nie die verbond of jy het nie verbond met God nie, gaan dit vir jou niks beteken, jy kan hom aan baie plak net waar jy wil. Dit gaan jou niks help nie. So, dit is die 4 name in die eerste 2 verse van die Bybel. Ek gaan nie verder kan gaan nie, want ons het 'n ander tema hierso. Elyon, El Shaddai, JHVH en Elohai, my God. In die Afrikaans staan dit net in die taal van dit is my Vader, my God. Maar ons verstaan nie die verbond wat daarin is. Hy is my toevlug. Hy is die een na wie ek kan hardloop en die een in wie ek moet bly. Die geheim van hierdie 4 verbondsname is, ek moet daarin bly. Dis nie wanneer ek nou notas moet ek op Psalm 91 oopmaak en lees, dit help jou niks. As jy nie bly in hierdie 4 name van God en daaraan wandel en daaraan lewe nie, gaan die Psalm verder vir jou nie veel beteken nie. Goed, dit is hierdie name wat die hemel en die aarde by mekaar bring, die 4 verbondsname. Daar's ander ook, maar hier het hiermee te doen. Psalm 91 vers 4 sê dan, vers 14, omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. As jy die naam van God nie ken, dan gaan hy nie kan beskerm nie. En om die naam van God te ken, beteken nie, hier is die naam, ek lees dit en ek sit dit op my yskas nie. En ek glo dit nie. Jy moet in die naam opgeneem word, voordat jy sy name ken. Jy moet in Jesus Christus opgeneem word, voordat jy Jesus Christus sal ken, en sy naam sal ken. Daarom sê iemand, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge gaan verby en so. So dit beteken nie veel as ek net sê, ek glo aan Jesus nie. Wat 'n verhouding het jy met Jesus? Is jy in Christus, of is jy buitekant om en sê, daar is Jesus, hier is die Bybel, ek lees dit, ek verstaan dit en alles is reg, maar hoe lyk dit met jou hart en jou lewe? Hy sê, omdat hy my naam ken, daarom sal ek hom beskerm. Dis die voorwaardes. Goed, ons gaan aan. Ons praat vanmôre oor engele, en spesifiek oor jou engel. Daar's baie wanbegrippe oor engele. Ek kan ure daaroor praat, hoe dat dit bedrog in die wêreld gebring het, oor engele, die kerke, veral die Romeinse kerk en die protestantse kerke ook, maar daar's baie wanbegrippe oor engele. En mense dink as hulle nou notas, hulle engele hulle kom help, soos hy Daniel gehelp en so aan. Dit sal nie so werk nie. Ons moet alles in konteks bring en alles verstaan, alles bestudeer en alles myne maak. Dan begin dinge werk. Goed, demone doen hulle ook self voor as engele, en baie meer as wat ons dink. Baie meer. Ons wat met die bose goed werk, die duiwel het hom baie keer al probeer voordoen as 'n engel in die situasie waar jy met mense besig is om die duiwels uit te drywe. Dan kom daar skielik 'n stem, ek kom van God af, ek het 'n boodskap vir jou, ensovoorts. Daar's demone wat hulle selfs die Heilige Gees noem. Daar's demone wat hulle selfs Jesus noem. Paulus praat hier van 1 Korintiërs 11. Daar's demone wat hulle self voordoen as engele van God. 2 Korintiërs 11 sê, geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig, en hy bedrieg biljoene mense daardeur. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars, valse apostels en demone,
hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Die wêreld is vol hiervan, die misleiding van die engele, die demone wat hulle self voordoen as engele. Kyk hoe lyk dit. Daai ou dingetjie mislei miljoene jong mense. Dis, ek dink Kipido of so iets is sy naam. Hy is nou die engel van liefde, 'n ou dingetjie so groot. En hy skiet jou met 'n pyl, dan kry jy daai een lief of so. Dis opseene bedrog, ontsettende bedrog. Dan kom daar 'n demoon in jou lewe en in jou verhouding in, en jy weet nie wat gaan aan nie. Hulle lyk ook so, sulke ou goedjies met vlerkies, en nou aanbid hulle, sit hulle op die kaggels en goed neer in die huis, binne in die tuin. Jy bring onmiddellik 'n demoon in jou lewe in, jou huis in. Hulle lyk so ook, nogal in gebed, maar wat se gebed sal 'n demoon doen? Hy doen dit aan Satan. Maar engele lyk ook so, baie sketse of fotos, soos hierdie, word voorgehou dat daai vrou 'n engel is. Sy is vlerkies aan en sy is 'n pragtige mens, maar sy is 'n engel. En baie engele word voorgestel in allerlei situasies as vroulike engele. Daar bestaan nie so een nie. Goed, die bediening van engele, soos ek sê, engele is nie oulike demoontjies op die Kersmiskaartjies en goed nie. Gewis nie. Dis nie engele daai nie, is demone. En so word mense verder mislei in die verderf ingesleep deur ander mense. Engele is altyd manlike persone en volwasse, daar's nie klein engeltjies en groot engeltjies nie. Nie een nie. Hulle is altyd sterk, magtige, manlike persone. Goed, engele is magtige boodskappers van God. Hebreërs 1 vers 7 sê, hy wat van sy dienaars winde maak en van sy boodskappers vuurvlamme. Dis hoe hulle lyk. Boodskappers met mag, vuurvlamme wat na mense toe kom. Daar's baie in die Bybel daaroor. Maar die werk van engele is om God se oordeel uit te voer. Hulle voer God se oordeele uit. Daarom sê hy wat van sy boodskappers winde maak, van sy dienaars vuurvlamme. Dis om sy oordeel uit te voer. 2 Samuel gee ons 'n voorbeeld. Dawid was ongehoorsaam en hy tel die volk en God stuur pes onder die volk. Hy sê in vers 15, en die Here het 'n pes onder Israel beskik van die môre af tot die bepaalde tyd en van Dan tot in Berseba het daar van die volk 70.000 man gesterwe oor die ongehoorsaamheid van een man, Dawid. Maar toe die engel sy hand uitsteek na Jerusalem om dit te verwoes, het die Here berou oor die onheil en het aan die engel wat die verwoesting onder die volk moes aanrig gesê, genoeg, trek nou jou hand terug. En die engel van die Here was toe by die dorsvloer van Arona, die Jebusiet. Hy was op pad na Jerusalem toe, hy was amper binne in Jerusalem om dit te verwoes, toe sê God, stop asseblief. Dis die oordeel van God oor Dawid se ongehoorsaamheid. Hy moenie die volk getel het. Joab het hom gewaarsku, moenie die volk tel nie. Maar Dawid is slim, want hy is nou in posisie, hy is nou sterk, hy is die grootste koning in die wêreld. Hy wil weet hoeveel soldate het hy en hoeveel mense het hy. Dis nie waaroor dit gaan by God nie. Hy sê God verlos nie deur baie of deur min nie. Hy verlos deur dit wat hier binne aangaan. So, hier het ons die stryd. 70.000 mense word gedood deur een engel. Daar is groter as dit. Wat van Sodom en Gomorra? Dit kom nou daarop neer dat engele soos mense verskyn. In Genesis 19 sê hy, en die 2 engele, in 18 lees jy nou van Abraham wat daar sit voor sy tent en hier kom 3 persone aan. Een bly by hom, dis Jesus, die ander 2 gaan voort na Sodom toe. En die 2 engele het in die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die poort van Sodom sit, en toe Lot hulle sien, het hy opgestaan om hulle tegemoet te gaan, en om gebuig met sy aangesig van die aarde toe. En vers 11 sê, toe slaan hulle die manne wat by die ingang van die huis was, klein en groot met blindheid, sodat hulle te vergeefs na die ingang gesoek het. Hier was nou 2 engele wat aan Abraham verskyn het saam met Jesus, en nou stuur God hulle gaan verwoes Sodom en Gomorra. Hulle is op pad soontoe en toe laat kom,
toe wil hierdie klomp sodomiete hulle gryp, en hulle slaan hierdie lot met blindheid, dat hulle nie kan sien nie, en toe verwoes hulle Sodom. Vers 24 sê, en die Here het die swaal en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van die Here uit die hemel, en hy het hierdie stede omgekeer in die hele Jordaanstreek, ook al die inwoners van die stede en wat op die grond groei. Daar was nie 2 stede verwoes nie, die hele Jordaanstreek met sy stede, hulle was maar klein, maar alles is verwoes deur vuur en swaal. Dis die oordeel wat engele aarde toe bring. Nou engele is ook betrokke in geestelike oorlogvoering, dit is my een van die belangrikste sake. Hulle is betrokke in geestelike oorlogvoering van die soldate van die kruis, van kinders van God wat met die Heilige Gees vervul is en wat die wapenrusting dra. 2 Konings 6 is 'n voorbeeld in die Ou Testament, een van die mooistes in die Bybel. Toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan, Elia, en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad. En sy dienaar is Gehasie sê vir hom, ag my Heer, hoe sal ons maak? Maar hy antwoord, vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. En Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë. Hy sê, gaan nie staan bid en sê, Here, beskerm ons, Here, stuur engele nie. Hy sê, maak hierdie ou sy oë oop. En die Here het die oë van sy dienaar geopen dat hy kon sien. En met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. En toe hulle, die Arameërs na hom afkom, het Elisa tot die Here gebid en gesê, slaan tog hierdie mense met blindheid. En hy het op hulle woord van Elisa met blindheid geslaan. Toe vat hy die hele leer, duisende soldate, en hy gaan staan tussen hulle en hy sê, kom agter my aan, ek gaan julle vat waar julle wil wees. Almal is blind, Elisa loop voor, ek dink is 20 kilometer, loop hy voor hulle uit, en hy vat hulle daar in verwarring, en nou ja, die verhaal moet jy self in die Bybel lees, dis baie, baie interessant, maar dis geestelike oorlogvoering wat hier plaasgevind het. Mense sien nie wat om ons aangaan nie, kinders van God sien nie wat om ons aangaan nie, hulle sien nie wat in hulle huise is nie. Daar is baie sulke gevalle, baie, waar mense onbeduidende goed in hulle huis sien gebeur, goed wat hulle nie verstaan nie, ligte wat aangaan, goed wat rondvlieg in die huise, siektes wat hulle tref, peste wat in hulle huise inkom. Dan moet 'n mens gaan om hulle te help, want jy weet, daar is nou 'n engeltjie met sulke kort vlerkies op hulle kaggel, en daar in die tuin is 'n dwergie, of 10 dwergies, dis alles demone, en dit maak die deur oop vir jou, vir die duiwel. So, dis hoe dit werk. Kinders van God sien nie, want hulle hoor nie, as mens praat oor die goed, dat dit is gevaarlik nie. Maar goed, Daniel 10 praat verder hiervan. Toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie Daniel, want van die eerste dag af dat jou hart daarop gerig het om ag te gee, en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor, en om jou woorde ontwil het ek gekom, maar die vors van die koninkryk van die Perse, dis nou Iran, het 21 dae lank teenoor my gestaan, en kyk, Michael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help, en ek het daar oorgebly by die konings van die Perse. Dit is 'n openbaring van wat in die onsienlike, wat ons betref, aangaan. 21 dae lank, Daniel se gebed gaan op hemel toe, hy word onmiddellik gehoor. Maar 21 dae lank daarna kom die antwoord eers. En hierdie engel sê vir hom, daar was 'n geveg in die lug. Jy weet nie daarvan nie. Julle kan dit nie sien nie. En hierdie geveg was so erg dat Michael, die grootste engel, moes kom om te help teen die vors van Perse. Nou wat ons betref in hierdie tyd, daai vors is nog altyd in Iran. Hulle word nie verwissel nie. Hy is nog altyd daar. En dan kan jy sien hoe magtig was daai nasie gewees met al sy goed wat hulle gemaak het om ander dood te maak. Wat 'n invloed het hulle in die wêreld. Die vors van Perse is nou nog besig. En kinders van God moet bid dat God engele stuur en magtige vorste om daar te gaan help. Israel is afhanklik van ons gebede. En God werk deur engele in stryd soos hierdie. Goed. In Matteus 26 is daar 'n geestelike oorlogvoering in Jesus se geval. Petrus kap ou se oor af en Jesus sê,
sit jou swaard in sy plek terug. Want almal wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan. Of dink jy nie, dat ek nou my Vader kan bid, en hy vir my meer as 12 legioene van engele beskikbaar kan stel nie? Rondom Jesus was daar 12 legioene of meer engele, om hierdie te aanskou wat hier in Getsemane gebeur. En Jesus sê, is net 'n woord, dan sal hulle staan klaar hier. Maar hulle mag nie nou interfereer nie, want engele word deur God opdragte gegee. Goed, die bediening van engele, soos ek gesê het, hulle verskyn as manspersone. Nou is daar baie mense wat sê, 'n engel het aan my verskyn in my drome. Dan was dit 'n vrou, of een van hierdie goedjies. Dis 'n demoon, pas op daarvoor. Hebreërs 13 sê, vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg, pratende van Abraham, daar in Genesis 18 en 19. Sonder om te weet, kan daar iemand in jou huis wees wat 'n engel van God is. Maar net sowel kan daar iemand wees wat 'n demoon is, of 'n bose gees, wat hom voordoen as 'n engel van die lig of as 'n mens. Hulle kan ook in menslike hoedanigheid verskyn. Goed. Genesis 18 sê, daarna het die Here aan hom verskyn by die terpentynbome van Mamre, terwyl hy by die ingang van die tent op die warmste van die dag sit. Dis nou Abraham. Toe hy sy oë opslaan en kyk, staan daar 3 manne voor hom. 3 manne, né? En toe hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die ingang van die tent af en buig hom na die aarde toe. Abraham het iets ervaar. Hier is 3 manne. Hulle lyk nes ek, maar iets kom uit hulle tevoorskyn. En Abraham buig voor God, want Jesus staan daar, saam met 2 ander. Hy sê, daar kom 3 manne aan. En Abraham buig voor hulle. Hy sal nie voor Lot gaan buig of vir my en jou as hy daar kom nie. Hy het iets uit hulle uitgestraal, want waar Jesus is, daar is iets. Net so met sy engele. Goed. Dienende engele, wat ons nou betref vanmôre. Die Engelse praat van guardian angels, of beskermengele. Is daar so iets? Ons het nou klaar gesien as baie. Dis 'n baie groot werklikheid wat ongelukkig in die kerke nie geleer word oral nie. En dan lei mense skade, onnodige skade. Ek wonder wie van u het al met 'n engel te doen gehad. Manne was 'n klein dogtertjie so. Ek glo nie sy was al in skool nie. Kom sy een nag na my toe. Sy sê, papa, daar's 'n engel in my kamer. Ek sê, hoe weet jy is 'n engel? Sy sê, hy het 'n swaard. En my naam is op die swaard, maar sy kon nie eens lees nie. Haar naam is op die swaard gegraveer. Dis 'n beskermengel. Daar's baie sulke gevalle, dis nou maar omdat my kind hier is wat ek dit noem. Sy het 2 keer daai engel gesien. Glad nie bang nie, glad nie geskrik nie. Net vrede, diep vrede. Dis wanneer jou engel naby jou is, dan het jy vrede in jou lewe. Goed, maar Jesus leer anders as wat ons glo en sê. Hy sê, pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies, wat my kleintjies verag nie, want ek sê vir julle, dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig sien van my Vader wat in die hemele is. Nou die Griekse woord hier vir kleintjies dui daarop dat dit nie net 'n klein kindjie is, maar kleintjies in die geloof, dat dit kinders van God is wat beskerm is deur die engele. En die engele, hy sê hulle engele, so elkeen het 'n engel, gaan na die Vader toe en hy praat met hom en hy dien hulle. Nou ja, daar's baie dinge wat ons nog hieruit moet leer. Nêrens word gesê dat hierdie engele jou los nie. Nou praat die mense en ons sien dit so as dit kleintjies is wat Jesus van praat, kindertjies. Dit is nie net kindertjies nie. Die Griekse woord sê iets diepers, dat al die kleintjies in Christus, dat hulle beskermengele het, wat gedurig na die Vader toe gaan en terugkom, om met ons te deel. En hulle bly by jou. Hulle bly by jou, want God het hulle aangestel vir jou. Goed. Ja, die probleem lê maar weer by die kerk, dat die kerk verstaan nie die dinge nie. Hulle ondersoek nie die dinge nie.
En daarom lei so baie mense skade binne in die kerk. Kom ons kyk verder. Vir elke mens is daar 'n engel, ten minste een, wat aangestel is om jou in jou lewe te vergesel, te beskerm en te dien. Nou, een ding is seker, moenie met daai engel probeer praat nie. Jy mag nie met hulle praat nie. Moenie hulle bevele gee buitekant die terrein van geestelike oorlogvoering nie. Hebreërs 1:14 gee vir ons nuwe perspektief op hierdie saak as hy vra aan die einde van die hoofstuk wat die engele betref, is hulle nie almal dienende geeste wat uitgestuur word vir diens ter wille van ons wat die saligheid sal beerwe nie? Dis onder die nuwe verbond wat hy nou hierdie ding inbring. Dienende geeste wat uitgestuur word vir diens ter wille van ons wat die saligheid sal beerwe. Nou wat maak hulle? Wat maak hulle? Die feit dat jy vanmôre hier sit is die engele se hulp moontlik. Daar's baie mense wat getuig, selfs nou in die oorlog daar in die ooste, maar wat ons persoonlik betref, daar baie getuienis wat ons kan hoor, miskien van u ook af, waar die engele jou beskerm het. Ek ry een hand oor Pretoria se berg, en ek gaan af daar na Warmbad se kant toe, en daar's 'n robot, en die pad van die berg afkom en so, en dan maak hy 'n skerp draai by die robot, en by daai robot stop ek, maar 'n stem sê vir my stop hier, en ek stop omtrent so ver soos wat André daar van my af is, stop ek van daai robot af, en die mense kyk my so en hulle grynslag vir my, hulle dink seker iets is nou verkeerd. En die volgende oomblik kom 2 karre van bo af gejaag, 2 jong mense seker, hulle jaag met 'n verskriklike spoed, en hulle kom, jy hoor net bande skreeu, en hier waar ek sou staan, ry hulle so skuins oor die pad. Ek sou te pletter gery gewees het. Dis hoe engele werk. Soms hoor jy nie is daai stem nie, maar hulle werk met jou. Engele is spesifiek aangestel om vir God se kinders as dienende geeste. Nou as jy jou dien, dan moet daar tog iets gebeur in jou lewe. Dan moet daar tog iets wys dat daar 'n engel in my lewe is. En dis hierdie tipe goed wat ek nou praat van. So net 'n paar voorbeelde van persoonlike engele in die Bybel. Hoe hulle gewerk het en nog wil werk. Die geval van Petrus, hy word in die tronk gegooi. En Herodes wil hom slag, want hy het klaar Jakobus doodgemaak met die swaard. Nou gooi Petrus in die tronk. Tussen wagte, 4 binne en 4 buite, of hoeveel ook al. Jy kan die verhaal lees in Handelinge 12. Hy sê in vers 13, toe Petrus aan die deur van die poort klop, toe die engel hom nou uitgehaal het 'n diensmeisie met die naam van Rode gegaan om te hoor wat daar was, of wie daar was. En sy het die stem van Petrus herken, van blydskap die poort nie opgemaak nie, maar binne gehardloop en vertel dat Petrus voor die poort staan. Maar hulle sê vir haar, dis nou hoe die kerk is, jy is van jou verstand af. Maar as hy het volgehou dat dit so is, daarop sê hulle, dit is sy engel. Die mense het daai tyd goed geglo daaraan dat elkeen 'n engel het. Dit is sy engel. Petrus het aangehou met klop, en toe hulle oopmaak sien hulle hom en was verbaas. Sien, hierdie begrip is oeroud in die Bybel, dat elkeen het 'n engel. En hy praat soms met die stem, soos daar, in daai geval van die persoon wie hy bedien. En hulle sê nee, dis nie Petrus nie, jy het seker sy Engelse stem gehoor. En hulle hardloop en maak die deur op en hier staan Petrus. Die engel was seker agter hom. Elia in Konings 19 is 'n fantastiese verhaal. Elia het 850 Baalpriesters en goed doodgeslaan. Daarop stuur Jezebel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daaraan toedoen. Hier is 'n fase uit die verbondstaal. En sy gebruik het so waar teen Elia. Mag die gode so doen en so daaraan toedoen. Sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. Toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en ter wille van sy lewe weggegaan. Self het hy 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg, neem nou my lewe of my siel weg, Here. Maar baie mense sê Elia was depressief. Daai mense was nie so nie. Hulle het nie aan die goed geglo nie.
Hy was net in 'n toestand. Daarop gaan hy lê en raak onder die besembos aan die slaap. En kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op, eet. Toe hy opkyk, was daar aan sy komponent 'n broodkoek op warm klippe gebak en 'n kruik water. En hy het geëet en gedrink en weer gegaan lê. En die engels van die Here het weer vir die tweede maal met hom gekom en aangeraak en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. Hier is 'n ingrype van 'n engel. Ek glo is Elia se engel gewees. Wat van sê, kom, jy's nie dood nie, jy's nie depressief nie, jy's net baie moeg, want jy ver gehardloop. Eet, en jy moet jou werk gaan voortsit. Dis hoe engele werk. Veral in die ou verbond het hulle baie so verskyn, maar in die nuwe verbond net so wel. Daniël se geval, in hoofstuk 6 vers 22 sê, toe Daniël met die koning gespreek, dis nou Nebukadneser, mag die koning vir ewig lewe, my God het sy engel gestuur in die bek van die leeu's toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie, omdat ek voor hom onskuldig bevind is, en ek ook teen u, o koning, geen onreg gedoen het nie. Jy sien, as die engele van God met jou wil werk, moet jy binne God se wil wees. Dan moet jy hierdie situasie en hierdie deel van die evangelie moet jy verstaan. Jy moet dit beoefen, anders kan hulle jou nie help nie. As jy buite die wil van God is, dan skuif hy weg. Ja, die betrokkenheid van die engel in jou lewe word deur sekere dinge bepaal. En hierdie is belangrik. Eerstens, as jy nie 'n lewe het wat aan aanhoudende dankbaarheid teenoor God geleef word nie, maak dit daai engel bedroef. Navorsing het gewys dat die mense met 'n volgehoue lewe van diepe dankbaarheid word geseën op maniere wat rasioneel nie lekker reg is nie. Dan is dit die engele wat kom. Want hoekom sal ons nou gered wil wees en hemel toe gaan, maar in ondankbaarheid ons lewe deurbring en God op die agtergrond skuif soos wat baie mense doen? Jesaja sê, ek meen Jesaja 52, aanskou die rots waaruit jy gekap is en die holte van die put waaruit jy getrek is. Kyk terug in jou lewe, sien wat God vir jou gedoen het tot nou en leef daaruit in dankbaarheid. As ons nie dankbaarheid in ons harte het nie, dan sal God nie naby ons kom nie. Die engele sal nie naby ons kom nie. 'n tweede saak is, as jy nie 'n ware en lewende verhouding met Jesus Christus het nie, gaan sy engel ook, of jou engel ook nie naby jou kom nie. Hy is in opdrag van Jesus na jou toe gestuur. En as jy nou Jesus Christus nie werklik ken of 'n verhouding met hom het wat sin maak nie, dan gaan hy engel nie naby jou kom nie. Gehoorsaamheid en deelname aan jou roeping. Elke kind van God het 'n roeping. Nou praat hulle van die geroepenes van die Here, dis nou die predikant en die pastoor en allerlei goedjies. Jy wat daar sit en daar buitekant luister, jy het 'n roeping van God. As jy jou roeping misken, kan die engel jou nie help nie. Hy kan vir jou niks beteken nie, want hy's deel van jou roeping. So deel as wat jou skaduwee van jou lewe is. Jy moet jou roeping ondersoek en ontdek. Daar word baie gewaarsku in die Bybel dat jy jou roeping moet vasmaak. Dat jy jou moet vasmaak aan jou roeping. As jy nie jou roeping ontdek nie, wat maak jy hierso? Die vraag is net, hoe min kinders van God werklik besef ek is 'n geroepene van God, 'n heilige van God. In die aanhef van die Korintiërbrief en so aan skryf Paulus aan die geroepe heiliges, Petrus ook, aan die geroepe heiliges. Vir wie skryf hy daai briewe? Vir ons, nie vir die engele nie, nie vir die wêreld nie. Al die briewe wat na Handelinge in die Bybel staan is vir die kinders van God geskrywe spesifiek. Alhoewel Openbaring ook. Maar hy sê aan die geroepe heiliges wat in Efese is, wat in Korinthe is, wat daar in ballingskap is. Geroepe mense.
Jy is nie net gered om hemel toe te gaan, jy is gered om geroep te word. God moet jou salf en toerus vir jou dienswerk as 'n geroepene, en daar sal die engele van God, of jou engel, sal daar met jou 'n lewe kan saamleef en jou kan dien. Hulle is almal dienende geeste. Maar hoeveel mense ervaar dit? Want hulle het nie 'n roeping nie. Hulle is nie besig met hulle God gegewe roeping nie. Jou verhouding met die woord van God, dis 'n groot bepalende faktor of jou engele met jou gaan wees, of jou kan help. As 'n mens in geestelike oorlogvoering werk, is die woord van God jou swaard. En daai swaard kry sy krag in die geestesdimensie. En in dit wat in jou hart gebeure is. As jy die woord van God in jou hart bære, sê Dawid in Psalm 119, sal ek teen jou nie sondig nie, Here. So, die verhouding met die woord van God is essensieel om engele in jou lewe te kan verstaan en te ervaar. Elke mens daar buite het 'n engel. Maar hoeveel van hulle weet dit? Ek glo nie 0,01% weet dit nie. Selfs in die kerke is nie. As jou verhouding met die woord van God nie waaragtig kragtig is nie, gaan jy jou roeping versaak, jy gaan perspektief verloor, jy gaan die verhouding met God benadeel, jou verhouding met die engel gaan jy benadeel. Jou betrokkenheid in gebed en in heiligmaking. Engele is gedurig deur met hulle vlerke oopgesprei oor mense wat bid. Alle mense in die tyd van herlewing, soos Jonathan Edwards en daai mense, het besef en ervaar dat daar is engele wanneer ek bid rondom my. Psalm 34 sê die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Gaan bid, dan sê jy sien wat engele doen. Praying Hyde was die man, sy naam was John Hyde, H-Y-D-E. Hy het die bynaam gekry van Praying Hyde. Hy het tot 16 uur op 'n dag gebid vir herlewing en in herlewing. Dan kom groot manne soos D.L. Moody en daai, en hulle gaan in sy kamer waar hy bid, dan draai hulle om en hulle gaan agteruit. Hulle sê, dis te heilig daar binne. Ons kan hier ingaan nie. Dit is wat gebed aan 'n mens kan doen. Heiligmaking, 1 Tessalonisense 4 sê, jaag die heiligmaking na, dis wat Hebreërs sê. Maar hy sê in 1 Tessalonisense 4, heiligmaking is die wil van God vir jou. Wie dit verwerp nie mense, maar God. As jy heiligmaking verwerp of ignoreer, verwerp jy God. En wat sal sy engel dan by jou wil doen? Wat sal hy by jou wil doen? Heiligmaking is die tweede spoor van die trein van God se grootheid en waarheid. Daar's twee treinspore waarop die evangelie loop. Die linkerkant se spoor is die spoor van wedergeboorte. Die regterkant se spoor is die spoor van heiligmaking. Hierdie twee werk saam. As jy wedergebore is en jy ignoreer die feit van heiligmaking, dan loop jou trein op een spoortjie en jy gaan nie ver kom nie. Heiligmaking is 'n onderwerp in die Bybel wat absoluut noodsaaklik is om te bestudeer en in jou eie lewe te bestudeer. Leef ek 'n lewe van heiligmaking? Baie kinders van God het 'n probleem daarmee. Want die meeste word deur die wet geleer of wettisisme geleer. Jy moet so lewe en jy moet so lewe en jy moet dit en jy moet dat doen of nie doen nie. Dan is jy nou reg. Dis wettisisme. Dis 'n vloek. Om te dink jou heiligheid hang af van 'n stelsel reëls. Jou heiligheid en heiligmaking hang af van jou verhouding met God die Heilige Gees, met Jesus Christus, met God die Vader en met sy woord en met jou roeping. Al hierdie dinge. Dis wat heiligmaking is. En natuurlik met geestelike oorlogvoering. So die vraag is, hoe prakties is jou godsdiens? Is dit maar net 'n teorie? Ek gaan kerk toe en dis my genoeg.
ek lees so 'n bietjie en is vir my genoeg. Ek glo so 'n bietjie en is my genoeg. Dit werk nie so nie. Jou betrokkenheid of nie in geestelike oorlogvoering bepaal die betrokkenheid van jou engel by jou. Nou ek wil nie op mense se visioene en goeters ingaan nie. Daar is mense wat werklik visioene kry en sien wat in die geesteswêreld aangaan. Daar is mense wat dit werklik sien, want die Bybel sê in die laaste dae sal die mense gesigte sien en droom en visioene kry. Mense kan nie almal net afskiet nie, maar daar's goddelike manne en vroue wat ook visioene kry. En almal sê, as hulle 'n engel sien, het hy 'n swaard in sy hand. Hy kom nie met 'n pakkie chappies na jou toe of iets nie. Hy kom met 'n swaard. En hy's daar om jou te dien in geestelike oorlogvoering met sy swaard. Ek het 'n geweldige stryd gehad daar in Pretoria, toe my kinders nog klein was, met die satanisme en goeters wat ek geweldig mee gewerk het in daai tyd. En daar was 'n vroukie gewees wat gesê het, sy is die bruid van Satan, en sy kom daar by my uit op 'n manier, en ek begin met haar werk, maar die duiwel het haar so vas, dat hy haar rondsleep in die kamer, dat sy nie kan beweeg nie, sy kan niks doen nie. En ek is naderhand moeg, want het is laat in die nag. En op 'n stadium sê ek net, engele van God val aan op hierdie demone. En is net so, toe is daai vrou los. Toe staan sy op. Hulle is betrokke in geestelike oorlogvoering, meer as wat ons dink. En sonder die bediening van engele wil ek nie eers probeer om 'n duiwel uit te dryf nie. Want jy kry jou krag van hom ook af, soos van die Heilige Gees en soos van die woord. So ek wil die gevolgtrekking maak dat as 'n mens nie in geestelike oorlogvoering betrokke is op een of ander manier of een of ander vlak nie, gaan jou engel kragteloos wees in jou lewe. Want hy kom met 'n swaard al die pad. En daar in Dawid se geval het hy die swaard gebruik om 70.000 mense te verslaan. In Josafat se geval was daar hoeveel? 250.000 mense verslaan, kan nie getal onthou nie, deur een engel in een nag, met 'n swaard in sy hand. So ons moet ons swaarde ook reg kry en skerp maak. Jesus self het gesê, ek het nie gekom om vrede te bring, soos die mense leer, ek is 'n vredevolle mens. Ons moet maar almal akkommodeer, ons moet almal vriende maak en al die goed. Jesus sê, ek het die swaard gebring. Ek het gekom met die swaard na hierdie aarde toe. My swaard maak skeiding tussen reg en verkeerd, tussen goed en kwaad, tussen boos en heilig. Dis wat ons ook moet hê. Ons het ook 'n swaard. As die woord van God in jou hart is en lewe, is jou tong 'n swaard van die Gees. Maar net so jou engel ook, hulle kom met swaarde om ons te help en te beskerm. So God wag om sy engel bevel te gee oor jou lewe. As my en jou lewe nie genoegsaam heilig is en binne die wil van God in hierdie paar punte wat ek genoem het is nie, dan kan God eintlik nie sy engele bevel gee om jou te beskerm nie. Psalm 91 sê, hy sal sy engel bevel gee om jou te bewaar, dat jou voet nie stamp teen 'n klip nie. So 'n bevel van engele kom nie van mense af nie, dit kom van God af. So mag die Here ons seën dat ons hierdie ding verstaan, dat ons sal weet, ons is nie alleen nie. En dit gaan nie veel beteken as ons nie werklik leer om te bid, dat hierdie bediening sal opgaan in die kerke nie. Die laaste dae is engele geweldig aktief. Dink maar en hoor maar wat sê hulle daar in die oorlog in Israel en plekke, hoe dat engele inkom en nog steeds wonders doen, soos gevangenes steeds oopmaak. Daar was 'n vrou in Iran, hulle het klaar gestaan met die swaard om haar kop af te kap, en toe sit die ou die swaard neer en hy loop. Daai vrou is 'n getuie oor die ganse wêreld, hoe dat die engel van God haar beskerm het, terwyl die swaard reeds in die lug was, soos Abraham se mes op sy seentjie. En sy's vry. Sy getuig oor die wêreld heen
van dit wat God doen. Daar's baie sulke getuienis, maar God het ons lewens ook getuienisse gekry van die grootheid van God en van die werklikheid van die bediening van jou engel in jou lewe. Amen.